Satan het hierdie wêreld nou al reeds vir 6000 jaar in 'n wurg gegreep. En as gevolg daarvan het sonde nou hulle hoogtepunt bereik op hierdie planeet. Ons sien en beleef elke dag vreeslike en vernietigende gevolge van die mens se opstandige gedrag en sy verzet teen goddelike gesag. Skrikwekkende siektes, oorloë, geweld, natuurversteurings maai onder die mense kinders. En die mensdom steun en kreun onder die wrede gevolge van sonde. Die skrif sê in Lukas 21, en op die aarde is daar benoudheid van nasies en hulle radeloosheid en mense se harte beswyk van vrees en die verwagtinge van die dinge wat oor hierdie wêreld kom. Sonde werk hard met 'n moswillige sondaar. Dit bring nie net vir homself bittere droefheid en hartseer nie, maar dit affekteer ook mense rondom hom en dierbares naby hom. Die lewe en die wedervarings van Samson illustreer die dodelike uitwerking van sonde op 'n treffende wyse. Nou moet ek net iets kry hier. Nou lees ek in Rigters, die 16de hoofstuk, en daar vanaf vers 18 tot 21. Toe Delila sien dat Samson sy hele hart aan haar bekend gemaak het sy 3 vorste van die Filistyne geroep en gesê: "Kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak." En toe die vorste van die Filistyne na haar toe kom, bring hulle ook die geld saam met hulle. En sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het begin om hom te bedwing en sy krag het van hom gewyk. Vers 20, en toe sê sy: "Die Filistyne is op jou, Samson." En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy: "Ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk." Maar hy het nie geweet dat die Here het van hom gewyk nie. En daarop het die Filistyne hom gegryp, sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza en met koperkettinge gebind, en hy moes maal in die gevangenis. Samson het soveel potensiaal gehad om sy roeping suksesvol te voltooi, maar weens verspeelde kanse en sy opsetlike, koppige lewe, dit het hom verwoes. Kom ons kyk na 3 aspekte van die lewe van Samson, wat ons tot diepe nadenke moet stem. Eerstens lees ons dat sonde 'n mens vasbind. Ons lees in Rigters 16 vers 21 dat Samson met koperkettinge gebind was. Hy was 'n paar keer vasgebind en hy het elke keer in sy eie krag losgekom. Dit het daartoe gelei dat hy sy afhanklikheid van God uit die oog verloor het. Selfs toe hy finaal vasgebind was, het hy self versekerd gesê: "Ek sal weer uitstap, soos die vorige kere en my losruk." Maar dit was nie vir Samson moontlik nie. Hy het te ver gegaan. Met sy onafhanklike gees het hy meer en meer toegegee aan kleiner sondetjies wat hom later met groter sondes vasgebind het.
Om versoekings te weerstaan, moet 'n mens wegbly van verleidende plekke. As jy nie met die duiwel wil besigheid doen nie, bly weg van sy vertoonvensters. Moenie by hom window shopping doen nie. Samson het by Satan se winkel window shopping gedoen. Hy het hom voorgeneem om niks te koop nie. Hy wou net gaan kyk. Maar toe hy iets mooi sien, wat hy eintlik lankal al begeer het, so waar, toe koop hy dit. Rigter 16 vers 5 beskryf presies hoe Satan te werk gaan om 'n mens in sy web van sonde vas te vang. Nou hier is 'n paar sleutelwoorde in hierdie teks. Dit sê die leiers van die Filistyne het vir Delila gesê, verlei hom. Vind uit waar sy swakheid is en waar sy groot krag lê, dat ons hom kan oorrompel. Bind hom vas, sodat ons hom in ons mag kan kry. Let op na Satan se tegniek. Samson se vyande het vir Delila gesê, verlei hom. Tweedens is, vind uit waar sy swakheid lê en hoe ons hom kan oorrompel. Derdens is, bind hom vas, met ander woorde, verslaaf hom. Vierdens is, dat ons hom in ons mag kan kry. Weet jy hoe lyk 'n persoon wat in Satan se mag is? Vers 19 lees ek, Delila het vir Samson op haar skoot aan die slaap gemaak. So het sy hom laat swak word en sy krag het verdwyn. Hierdie kind van God slaap nou in die skoot van sonde, terwyl die Satan hom vasbind. En as gevolg van gereelde of geleidelike toegee aan dit wat onskuldig lyk, onskuldige genot lyk, het hy geestelik swak geword. Sy krag het ingegee en dit het sy dood veroorsaak. Niks kan yster vernietig nie, maar sy eie roes kan. Sy eie roes kan hom vernietig. Net so kan niemand 'n persoon vernietig nie, maar net deur sy eie toedoen kan hy homself vernietig. Toe ons kinders was, het ons voeltjies in 'n wip gevang en hulle weer losgelaat. Nou die van julle wat hier in my ouderdomsbracket is, ons het daai fiets se rim geneem, met oogiesdraad, met die stokkie waar jy sit, met 'n lintjie aan, en dan gaan sit jy agter die bos. Dan gooi jy onder die wip voelsaad. Dan skuil jy agter die bos. Nou let op, dit is nou hoe Satan werk. En wanneer die voeltjies onder die wip ingaan, dan trek jy daai touwtjie en dan val die wip plat en die het hulle. Maar ons het agtergekom is as 'n makliker manier om hulle te vang. Jy strooi 'n bietjie kossies buitekant die wip. Maar wanneer daar 'n paar saaitjies daar geëet word, en hoor wat sê ek, niks gebeur nie, dan het hulle die vrymoedigheid om onder die wip in te gaan. En wanneer die touwtjie getrek word, dan val die wip plat. 'n bietjie kossies buitekant die wip was aanloklik en sonder gevaar. Maar later was die kossies buite die wip alles opgeëet. En onder die wip was daar 'n feesmaal gewees. Een voeltjie het versigtig onder die wip ingegaan. Hy het dit gewaag om onder die wip in te gaan en het lekker gevreet
en toe niks gebeur nie, het die ander ook onder die wip ingegaan. Maar hulle het nie besef dat hulle nou op Satan se grondgebied is nie. Hulle het nie besef dat die vyand sit agter die bos nie, wat hulle eintlik al lank al dophou. Want die verskuilde persoon agter die bos het baie tyd en het baie geduld om te wag vir die regte oomblik van aksie. Toe die wip val, was daar geen uitkomkans nie. Ons moet ligloop vir die vyand agter die bos. Dit gebeur so maklik dat een of ander liefling sondetjies ons kan vasvang en dat ons daarvan nie kan ontsnap nie. Maar met hierdie sonde moet jy breek, want dit gaan jou dood veroorsaak. Die apostel Jakobus sê dat verleiding en begeerlikheid moet saamwerk voordat 'n persoon toegee aan versoeking. Luister wat skryf in vers 14 en 15, Jakobus 1. 'n Mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en hom saamsleep. En daarna, as hierdie begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Verleiding deur begeerte, dan sonde, dan die dood. Uit Samson se verhaal leer ons dat sonde 'n mens vasbind, sodat jy nie kan loskom nie. Sonde het dus 'n bindende uitwerking op die mens. Maar daar is 'n tweede faset, naamlik dat sonde jou sig belemmer. Die Bybel sê dat die Filistyne het Samson se oë uitgesteek, maar eintlik het die Satan alreeds vroeër sy oë uitgesteek, sodat hy geestelik blind geword het. En daarom kon hy nie meer die gevare van sonde raak sien nie. Samson was 3 keer deur Delila se toedoen vasgebind. Maar hy was so blind dat hy nie deur haar plan kon sien nie. Selfs nadat sy hom 3 keer bedrieg het en sy lewe probeer neem het, gaan lê hy so waar weer in haar skoot. Nou, Delila moes seker 'n baie mooi vrou gewees het. Sy het hom seker betower, of moet ek sê, sy het hom getoor. Die skrif sê hy het agter haar aangeloop, soos 'n bees wat na die slagpale gelei word. Nou, sonde is gewoonlik aantreklik, maar die Bybel sê daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Samson was so blind vir sy sonde, dat hy 3 keer bedrieg word, en nogtans gaan lê hy in die skoot van die dood. Wrede, goddelose moordenaars kruip in die kamer weg, maar hy was so getoor, en hy was so blind, dat hy dit nie eens agtergekom het nie. Hierdie man was so vasgebind, en so blind, dat hy nie meer tussen reg en verkeerd kon onderskei nie. Samson, die man van God, moes van sonde weggevlug het, maar hy het hom so aan welis oorgegee en op sy eie krag staat gemaak wat hom tot 'n val gebring het. Geleidelik het Satan hom met binnengevegte afgetakel, totdat hy met sy kop binne in die skoot van die dood bly lê. Samson se hare was in sy slaap afgesny. Toe die kind van God rustig slaap, is hy van sy krag beroof. Die engele het seker vir hom lied nommer 413 gesing. Kind van God se koninkryk, hoe kan jy sluimer
Hoe kan jy slaap, wil die stryd om jou woed? Geestelike blindheid is 'n gevaarlike toestand. Toe hy wakker skrik, en hy besef hy's vasgebind, het hy selfversekerd in sy eie krag gesê, ek sal my weer, soos die vorige kere losruk en vrygaan. Maar die skrif sê, hy het nie besef, dat die Here het hom verlaat nie. Dis 'n keuse wat hy self gemaak het. Hy het sy rug op die Here gedraai, en met sy bo-menslike krag, het hy God nou nie meer nodig gehad nie. Die skrif sê sy ouers het met hom gepleit, maar hy het niemand in ag geneem nie. Samson, ek kan dit doen in my eie krag. Vriende, as jy sonde terugvoer tot by sy wortels, dan kom jy by selfsug uit. En selfsug is 'n monster. God dwing hom nie op die mens af nie. Daarom het hy Samson laat begaan. Dis soos 'n koppige kind wat sy eie ding wil doen, en die ouer laat hom begaan. Maar nogtans hou die ouer die oog oor hom. Nou, ons het dusver gesien dat sonde 'n mens vasbind, dat dit jou blind maak, maar daar is nog 'n derde faset, naamlik dat sonde 'n slaaf maak van jou. Die skrif sê dat Samson in die gevangenis moes koring maal. Met die meule wat destyds gebruik was, het hulle 'n donkie byvoorbeeld ingespan, om al in die ronde te loop en die koring fyn te maal. En daarvoor het die Filistyne nou Samson ingespan. Nes 'n dier het hy nou vroeg tot laat in die ronde geloop om koring te maal. Hy wat eens die uitverkore Nasareëner was, het nou so laag gedaal tot 'n slaap om die werk van 'n dier te doen. 'n sondige lewe is 'n afdraande pad wat uitloop op selfvernietiging. Maar let wel, dat God nie die moeswillige sondaar vernietig nie, maar hy vernietig homself. Sonde haal gewoonlike mens in. Die skrif sê wat jy saai, dit sal jy maai. Samson het as te ware self tussen die maalstene beland. Die maalstene van sonde, en die maalstene van sonde het geen genade nie. Dit grind jou, totdat daar niks van jou mens wees oorbly nie. Sonde maak ook 'n gek van jou. Jy het al seker gesien wat 'n bespotting 'n dronk mens van hom maak. Sonde het die spot gedryf met Samson, want in vers 25 staan geskryf, toe die Filistyne lekker vrolik was, het hulle gesê, roep vir Samson dat hy ons kan vermaak. Hulle het met Samson die spot gedryf, hulle het hom uitgelag, maar die ergste is, dat sonde 'n ontydige dood veroorsaak, 'n fisiese dood, sowel as 'n geestelike dood. Sonde veroorsaak die dood in al sy forme, dood van die liggaam, dood van die edele, dood van die goddelike, dood van die geloofslewe. Sonde verdryf die vrede van die menslike hart en dryf hom selfs tot waansin. Jesaja 57 vers 20 en 21. Die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie. Hy sy waters, hy gooi sy waters uit, sluit en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose. Jeremia 5 vers 15 sê dat hulle wag op vrede, maar daar is niks goeds nie. Hulle wag op 'n tyd vir beterskap, maar kyk, daar is net verskrikking. Toe ek 'n sterwende man in die hospitaal besoek, gryp hy my arm vas. Hy sê, prediker, ek kan nie.
en ek wil nie nou sterf nie. Maar hoe op aarde keer jy nou die engel van die dood voor? Samson het aaglik saam met die Filistyne gesterf. Hy het gesterf saam met die vyande van God. 'n boom val soos hy gegroei het, en 'n mens sterf soos hy geleef het. As jy nie met sonde breek nie, as jy nie daarvan ontslae raak nie, sal jy self tussen die maalstene van jou eie sondes beland, en die prys sal hoog wees, baie hoog. Sonde bind jou vas, sonde maak jou blind, sonde maak van jou 'n slaaf. Maar die goeie nuus is, Jesus bevry ons van sonde. Maar nog die heel beste nuus is, Jesus vergewe ons nie net nie. Hy reinig ons nie net van sonde nie, maar hy stel ons in staat om sonde te oorwin. As jy vasgevang is in 'n verslawende sonde waarvan jy nie kan ontslae raak nie, as jy hoop opgegee het, as jy dink daardie verslawing, wat dit ook al mag wees, is te sterk om te oorwin, kom ek verras jou. Kom ek gee vir jou nuwe moed. Luister na die woord van die Here wat onfeilbaar is. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking uitkoms gee, sodat julle dit kan oorwin. Hierdie skrif sê, dat met die Here se hulp kan ons oorwin. Maar ek het Samson se storie nog nie klaar vertel nie. Die Here het Samson gehelp, die sonde hom alreeds vasgebind het, verblind het en verslaaf het. Terwyl hy in eensaamheid in die gevangenis was, het Samson nagedink oor sy lewe. Hy het onthou hoe 'n engel voor sy geboorte aan sy ouers verskyn het, dat hulle hom moet opvoed as 'n Nasareëner. Want God het hom spesiaal gekies vir 'n spesiale taak, vir 'n spesiale tyd. Hy was buitengewoon geseënd met bo-menslike krag. Hy was seker 'n baie aantreklike man, 'n gespierde jong man met 'n dik bos hare wat op sy skouers gehang het. Hy was die toonbeeld van 'n ware leier. Hy het tussen die jong manne van Israel uitgetroon. God het hom uitverkies om sy volk te red van die wrede Filistyne. En al hierdie dinge flits deur sy kop. Die Here, sy ouers, en die hele Israel het soveel verwagtinge van hom gehad. En kyk waar bevind hy hom nou. Hy het besef dat hy te gemors gemaak van sy lewe. Hy is 'n mislukking. Hy wens hy kon sy lewe weer oorbegin. Maar dit was nie moontlik nie. Die dom besluite van die verlede kon nie herroep word nie. En in die nag, in sy nag van wanhoop, van bittere trane en berou, roep Samson na die Heiland. En hy sê, Here, Here, dink tog aan my. Hoe het God hom geantwoord? Nee, Samson, nou dat jy teen die grond lê, nou roep jy na my. Nee, jy moet nou boet vir jou hardkoppigheid. Ek is klaar met jou. Is dit wat God gesê het? 1000-maal meer. Want dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Jezus Christus na hierdie aarde gekom het om sondaars te red. 'n engel het van hom gesê, noem hom Jezus, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos.
Waarom is dit so? Waarom is dit so dat teëspoed, siekte of doodsgevare eers ons lewens moet bedreig voordat ons tot inkeer kom? Hoekom is dit so? 'n Sterwende man vertel my dat hy in 'n 7de dag Adventiste huis groot geword het en totaal afvallig geword het. Hy sê, leraar, ek het altyd geweet wat is reg. Waarom het ek dit nie gedoen nie? Ek het hom begrawe. Uiteindelik het Samson tot sy sinne gekom. Die Bybel sê dit so mooi, dat 'n helper het blinde Samson aan die hand geneem. Hierdie helper het hom gelei sodat hy tussen die pilare kon staan waarop die tempel rus. En toe roep Samson na sy God in bittere trane van berou. En hy sê, Here, help my nog net hierdie een keer. Here, net hierdie laaste keer. As dit nie was vir daai helper nie, hoe sou Samson die oorwinning behaal het? Ons moet besef dat ons het ook 'n helper in Jesus Christus, wat ons aan die hand lei na vryheid en oorwinning. En dan sal die poorte en die pilare van sonde in ons lewens deur God se krag omgeruk word en duiwels sal omkom. Toe Samson teenoor sy vyande staan, is sy God by hom. Toe Samson smeek en roep vir hulp en krag om te oorwin, het die Here hom verhoor. Waarom sal God nie ook dit vir ons doen nie? Hy sal, hy wil, as ons ook so Samson roep. Koning Salomo vertel in Hooglied 5 van 'n meisie wat droom dat haar kerel een aand by haar kom aanklop het om te kom kuier. Sy was al in die bed en sy hoor die man wat haar lief het. Sy hoor hy klop. Sy hoor hy sê, liefling, maak vir my oop. Maar sy maak verskoning. Sy het haar reeds gebad. Sy sal in haar nagklere. Sy sal in die bed en sy is nie lus om op te staan nie. Maar hy wil haar graag sien. En hy klop al hoe harder aan die deur. Salomo sê haar hart word onstuimig oor hom. En sy besluit toe wel om die deur oop te maak. Maar sy het te lank getalm. Sy het te lank gehuiwer. En toe sy die deur oopmaak, was sy al weg. Sy trek haar gou aan. Sy hardloop daar in die strate af en sy roep na hom, maar sy kan hom nie kry nie. Sy sê vir die mense wat sy teekom, as julle die man raakloop wat ek lief het, sê vir hom my liefde verteer. Sê vir hom hy moet terugkom. Hierdie beeldspraak van koning Salomo vertel van die tragiese gevolge van mense wat te lank gewag het om die deur van hulle lewens oop te maak, terwyl Jesus staan en klop om binne te kom. Verspilde kanse. Elke dag kry ons twee dinge. Ons kry 'n kans en ons kry 'n keuse. Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek na hom ingaan en hy na my. Ons sal saam feesmaal hou. Die tyd is nou om die deur oop te maak. Veral in hierdie tye waarin ons nou lewe. Here nooi ons. Kom. En elkeen wat hoor, moet sê kom. En elkeen wat dors het, moet kom. En elkeen wat die water van die lewe
wil geniet. Hy moet kom, want dit is alles verniet. Geen wonder, die Bybel sê, wie ore het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die Here is so lief vir my. Hy sterf op Golgotha. Skyn deur my venster, die Here is so lief vir my. Sy liefde skyn oor my, en al die donker verdwyn, daar is 'n kruis waar my huis toe wys, want dit is lief vir my. Liewe Vader, met die woord op die tafels van ons harte geskrywe, en ons name in die boek van die lewe, en die Heilige Gees wat in ons woon, en 'n engel van die Here aan ons sy. Dit is daarom dat ons versekerd is dat geen dood of lewe, of die duiwel self, ons sal kan skei van die liefde van God, dat daar in Christus Jesus onze Here is nie. En hierop, met die kinders van die Here sê, Amen. Amen.